Ek gesels vanoggend met Gerida rondom die Blitsgids. Ons het hierdie jaar ons 30ste uitgawe. Weet jy sê dis oor die 30 jaar, hoe dit begin, waar dit begin. Man, ek sal baie graag vir julle dit wil vertel. Ek is Karen Loots en jy kuier vanoggend saam met my in my voorhuis. Ek gesels vanoggend met Gerida. Nou Gerida, ons ken vir jou almal van die golfklub af, maar jy is soveel meer as dit. Gerida Houg, welkom hier by Radio Fynbos. En jy gesels vanoggend met my rondom die Blitsgids. Baie dankie dat jy my genooi het. Ja. Dit is regtig waar 'n voorreg om hier te wees. En ek sal graag die mense 'n bietjie wil inlig oor die Blitsgids. Nou die Blitsgids het ons 'n bietjie vroeër gesels. Ek wil amper sê dit is die ou geel bladsye. Is ek reg, Gerida? Dit is. Weet jy, in die Blitsgids gaan jy alles kry. Dit is geel bladsye en dan het jy ook ons sit die getytabelle vir die hele jaar daarin, want dit is baie belangrik vir die vissermanne. Ja. Is die getytabelle. Goed. Dan het ons soos die bootlisensies en hierdie jaar kom daarby ook van die gemeenskapsfore. Hoe hulle deeltjie doen vir die dorp en hoe mense kan inskakel daarby. So Blitsgids is absoluut geel bladsye. In 'n neutedop. Ja. Maar ons wil ook vir ons luisteraars en vir ons gemeenskap vertel dat die Blitsgids is nie 'n boekie wat net die laaste paar jaar al uitkom. Die Blitsgids is eintlik 'n tradisie in die dorp. Dit kom al oor 'n 25 plus jaar nie. Ons het hierdie jaar ons 30ste uitgawe uitgebring, so dis 30 jaar. Dit is absoluut wonderlik as 'n mens daarin dink vir 'n dorp so Stilbaai om al vir so lank te kan aangaan. Met die gemeenskap, met die besighede. Ja. Besighede, dit gaan nie soseer oor 'n advertensie plaas in die boekie nie. Dit gaan oor jou inligting gee, Ja. sodat mense kan weet wat doen jy, Net so. wat is daar, wat belangrik is. As jy so vinnig vir ons ook net vir die van ons wat nou nie eers daarvan weet nie, jy weet jy sê dis oor die 30 jaar, hoe dit begin, waar dit begin. Man, ek sal baie graag vir julle dit wil vertel, die ou storieetjie. Ons het daar in see-eiendomme waar NC varsprodukte nou Ja. is waar see-eiendomme Markeer. en Waddakom se kantoortjie. Daar het ons nou letterlik, soos ons dit genoem het, gespoeg en plak Ja. om hierdie Blitsgids aan mekaar gesit te kry. En toe later toe sê ek vir hulle, "Jessie mense, ek is al nou moeg spoeg en plak. Ek is nou nie meer lus vir dit nie." Toe het ons so stelselmatig begin oorgaan om dit op publishers te doen. Ja. En ons het elke jaar het ons masjiene gehuur uit George uit. Dan maak ons fotostate. Dan pak ons hulle so en dan moet jy al hierdie boekies moet jy bymekaar sit en op bymekaar tel. Die voorblad kom, dan kan jy die voorblad sit. Plankies gehad en dan vou jy hulle mooi en stypel hulle. En daar was baie, hoe sal ek dit nou noem? Om dit nou nie te sleg te klink nie, maar daar was moeilike dae. Ja, baie drama in die ding, ja. So, toe het ons op 'n stadium geskuif na my huis toe. Want dit was net lekker, dit is nie 'n kantoor. Ja, dis nie so gesellig. En as my kinders nou vir jou, as jy vir hulle moet vra, dan sê hulle, dat het gehaat, elke oomblik. Want jy stap al in die ronde om die tafel en al in die ronde, totdat jy daai bladsye almal bymekaar het. En dan as jy 'n fout gemaak het, moet jy dit uithaal en Losmaak en En 80% van die kere breek die fotostaatmasjien. So, ja. baie uitdagings. Daar was baie uitdagings, maar weet jy, een mens se lewe is so, mens laat vergeet jy van daai uitdagings. Ja, dit is die voordeel, mens vergeet gou die sleg. Ek vergeet daarvan. Ja. En jy dink aan waar dit uitgekom het en waar ons nou is. Ek meen, nou is dit al so, dit word saam verpak in 'n plastiek sakkie kom dit hier aan. Daai tyd het ons nog dit met rekkies vasgebind Sure. en
So ja, dit 'n mens vorder. Kom 'n lang pad. Vroeger het ek net toe ons nou daaroor gesels het, is die eerste vraag natuurlik vir meeste mense is, alles is aanlyn beskikbaar. Ons het vir Google Maps en al daai dinge. Maar 'n belangrike punt wat nogal vir my uitstaan, is die feit dat as ons dink aan iets wat, jy weet, 'n hardgedrukte kopie van 'n ding, dan is dit, mens skakel onmiddellik amper daai fly-by-night element uit. Mense is so bekommerd om uit die verre, jy weet, nou sê in die noorde, jy sit nou in Transvaal of in Gauteng, en jy het skielik het jy 'n dak wat lek of wat ook al. Nou moet jy iemand gaan soek in Stilbaai wat dit vir jou kan hanteer. Daai hardgedrukte kopie van die blitsgids, dit haal tog daai element van onsekerheid uit. Dit doen, jy gaan altyd sekerlik iemand kry, jy weet wat 'n probleem is, maar die mense, as die ou se besigheid in die blitsgids is, kan die publiek weet, het ons daai persoon gekontak, ons weet wie die besigheid is, ons ken die besigheid, so ek kan met 99% sê dat daar nie fly-by-nights is in die blitsgids nie. Jy weet, dis ouens wat ons weet wie dit is. Ons ken die mense. Net. En so dit maak dit maklik vir die ou en veilig vir die ou van uit die ander dorp uit. Nou, kom ons gesels met ons besighede en ek wil eintlik hulle uitnooi en sê hulle moet deel wees hiervan. Maar sê bietjie vir my, as jy nou 'n besigheid sou uitnooi of sou vra vir dit, wat sou jy vir hulle tipies kon sê? Wat baat hulle daarbey? Hoekom moet hulle die blitsgids amper ondersteun? Om die blitsgids te ondersteun, jy weet, die blitsgids is soos ons nou net gesê het, ons is nou besig die 31ste uitgawe, so die 31ste jaar is nou besig om gedruk te word. So, vir my voel dit dat dit is amper ons Stilbaai Bybel. Ja. Waarin jy alles kan kry. En ons probeer om elke jaar meer inligting vir mense te gee oor goed wat nie net besigheidsgeoriënteerd is nie, maar wel, jy weet, gemeenskapsgeoriënteerd. Dit is hoekom ons ook die vakansieprogram daarby sit. Ek sien daar is baie vakansieprogramme wat uitkom deesdae, maar dis iets wat ons ook al van daai tyd af bysit. Ons nooi mense uit en sê asseblief, dis gratis. Jy kan gratis jou program vir vakansie daarin sit. Dit is hoe meer inligting ons vir die publiek kan gee, hoe beter. En dan ook natuurlik, ons het vroeër gesels oor die getytabel. Dis byvoorbeeld een van daai dinge wat, ek meen, wanneer 'n mens in 'n omgewing soos die is, wil jy definitief weet wat gebeur met die gety. Die getytabel is baie belangrik. Jy weet, toe ek op Stilbaai gekom het, was dit vir my baie belangrik om pensies te gaan soek. So die getytabel is baie belangrik vir pensies soek ook, want dit moet 'n sekere tyd na hoogwater wees wat jy gaan om die pensies te soek. Maar die mees belangrikste is vir die vissermanne. En dit is 'n belangrike element en dit is ook een van daai toerisme, jy weet, een van die dinge wat baie toeriste kom voor. Selfs vir die ouens wat gaan stap. Jy weet, die stapgroepe, as hulle wil gaan stap langs die see, dan kan hulle presies sien wanneer is hoogwater, wanneer is laagwater, wanneer kan hulle gaan stap. So, ja. Is belangrik. Nou Gerida, as daar van ons besighede is, wat nou vir die eerste keer miskien hoor van die blitsgids, hoe maak hulle om dan ook, weet, te publiseer, of jy weet dan ook dan nou te adverteer? Hulle kan ons kontak vir my of vir Glenda, kieslik per e-pos, want dit is altyd die maklikste, want weet, harde kopie is altyd die beste. So, ons kan vir hulle ons e-posadres gee, en hulle kan ons enige tyd kom. Ongelukkig vir hierdie jaar is ons nou klaar afgesluit. So, maar ons begin met ons kleurblad uitleg, so April maand van die volgende jaar. Dis baie werk en daar is 'n beperkte hoeveelheid kleurblaaie.
So dit hou dit bietjie eksklusief Ja. dat almal weet ja, Ja. daar's 'n bietjie Ag, nie en dan kompetisie is nie, maar dat mense dat ons 'n bietjie variasie is. natuurlik, en Ja. dan ook natuurlik koste om dit vir almal, jy weet, moontlik te maak. Kostes kleurblaaie is ongelukkig heel wat duurder as wat jou swart en wit bladsye is. Dit is ongelukkig so. En dan probeer ons elke jaar natuurlik 'n mooi voorblad kry. Ons het nie 'n spesifieke voorblad nie. Ons probeer elke jaar iets niets Ja. en iets uniek doen. Soms raak mense idees op. Ja. En dit was hierdie jaar nogal een van daai jare wat die idees redelik uitgeput was. En weet jy, toe kom daar iemand en die persoon het vir ons die wonderlikste foto gedoen Vir die voorblad. vir die voorblad wat nog nooit gedoen is. Ag, dis wonderlik. So ek het iemand wat elke jaar die voorblad vat en dit raam. 'n Persoon van buite af, hulle het 'n strandshuisie en elke jaar vat hy die voorblad en hy raam die voorblad. Want dit is vir hom verskriklik mooi. En ook, dit bring my amper terug ook by, dit is so deel van die bene van Stilbaai, nee, dit is deel van, dis 'n kultuur wat geskep is. Nou ek hoop daar's iemand wat daar buite sit wat sê, man, ek wil ook betrokke raak by hierdie ding en dat jy nog nuwe bene in hierdie ding kan kry, wat hierdie ding net kan vorentoe vat na ons volgende generasie. En ons moet vir julle dankie sê vir dit wat julle doen om dit vir ons daar te stel. En ja, ondersteun dit gerus. Ek wil elke besigheid uitnooi om van die geleentheid gebruik te maak om in die Blitsgids te adverteer. Ag, baie dankie en regtig waar, soos ek sê, gemeenskaps georiënteerde plekke, kontak ons en sê vir ons, weet jy, ons wil graag dit in die Blitsgids ook plaas. Ja. Dis hierdie jaar die eerste keer wat die gemeenskapsforum nou 'n mooi stukkie insit van wat hulle doen. Ja. Wat belangrik is vir die mense om te weet, want ons weet dit nie. Net so. Ja. Ons weet Is nie bewus daarvan. Nee. So ja. Nou maar dan is ek baie dankbaar jy het vanoggend met my kom gesels, Gerida. Ons bid sommer net 'n seën oor die Blitsgids en mag hy van krag tot krag gaan. Baie dankie. Baie dankie dat julle my genooi het. Wonderlik.